Baie welkom by Agape Gemeente aanlyn en dankie dat jy gekies het om by ons aanlyn diens in te skakel. My naam is Dawie van Skoor en ek is die gemeenteleier by Agape Gemeente en ek weet jy het soveel aanlyn opsies wat jy kan kies van wanneer dit kom by aanlyn dienste. Maar dankie dat jy hierso is. Ons wil dit graag vir die moeite werd maak. Ek weet en ons almal by Agape weet die lewe is moeilik, die lewe is gecompliseerd. En daarom wil ons vir jou inhoud skep en vir jou inhoud gee wat jou kan toerus en jou kan help om hierdie lewe suksesvol te leef. So, ons hoop jy geniet die diens, en as jy daarvan gehou het, deel dit asseblief met iemand anders. Toch verskyn Abraham, God aan Abraham, 2000 jaar voor Josef en Maria, 2000 jaar voor Jesus se geboorte, al die pad terug in Genesis, en is interessant om te sien dat God al so lank aan hierdie verhaal beplan het. En sy belofte aan Abraham was, die Here, of die hele wêreld, gaan deur jou geseën word. God het geglo, die wêreld het nodig om geseën te word. Met ander woorde, die wêreld het Kersfees nodig. Maar soos ons verlede week gesê het, blykbaar het nie net die wêreld Kersfees nodig gehad nie. Nog iemand het Kersfees nodig gehad. Dit mag dalk vir jou vreemd klink vanoggend, maar God het ook Kersfees nodig gehad. En vandag gaan ons 'n bietjie daaroor gesels. Nou as jy 'n ouer is, of miskien as jy nie 'n ouer nie, dan wil ek vir jou sê, ek dink jou ouers het definitief al die volgende gevoel en gedagte gehad, en ons kan dit sommer net noem die hart en verstand van 'n ouer, en dit is die volgende. Ek wens my kinders kon verstaan dat ek lief is vir hulle. Ek wens my kinders kon verstaan hoeveel ek vir hulle omgee. Ek wens my kinders kon glo dat ek nie vir hulle die lewe probeer moeilik maak nie. Ek wens my kinders wou doen wat ek vir hulle vra, want hulle verstaan nie altyd dat ek die beste vir hulle wil hê nie. Hulle verstaan nie altyd dat ek hulle beste belange op die hart dra nie. Want as hulle net geweet het hoe ek oor hulle voel, sou hulle my makliker geglo en vertrou het. Elke ouer het al daai innerlike gedagtes gehad, nee, as my kinders hulle self net kon sien, soos wat ek hulle sien. Wel, blykbaar het God ook, ons hemelse Vader, ons hemelse ouer, ook daai gevoel en daai gedagte gehad. Maar dink net 'n bietjie aan die uitdaging wat dit vir hom moes gewees het. Ek en jy vind dit alreeds uitdagend om ons kinders te oortuig dat hulle ons kan glo en vertrou. Om ons kinders te oortuig dat ons altyd hulle beste belange op die hart het. Nou wat van, hoe doen jy dit as jy God is? Hoe doen jy dit as jy onsigbaar is? Hoe vertel hy vir ons hoe lief hy ons het? Hoe vertel hy vir ons wie hy is en hoe hy oor ons voel? Hoe probeer hy 'n wêreld oortuig wat hom nie kan sien nie? Hoe kommunikeer hy dit aan 'n wêreld? Nog erger, hoe kommunikeer hy dit aan 'n wêreld met mense wat al hulle rug op hom gedraai het? Weet jy hoe het hy dit gedoen? Weet jy hoe het hy besluit om sy liefde aan hierdie wêreld te kommunikeer? Hy het dit gedoen met Kersfees. En waar sien ons die werklikheid van hierdie belofte aan Abraham? Ons sien dit in Paulus se lewe. Hierdie belofte aan Abraham het oor eeue heen stadig ontwikkel, totdat Paulus uiteindelik die volle prentjie daarvan gesien het, en dit vir my en vir jou kon dokumenteer. Paulus, wat oorspronklik Christene gehaat het, so as jy miskien ook nie baie van Christene hou nie, ek meen jy bly saam met hulle, jy werk saam met hulle, jy het hulle in jou familie en in jou vriendekring, dan wil jy sien wat skryf Paulus oor Christene. Hy voel net soos jy op daai stadium, hy het hulle selfs toegesluit. Miskien het jy al gewens, daar is 'n Christen wat jy ken, wat jy ook van sal hou om die autoriteit te hê om daai persoon te laat toesluit. Maar Paulus het eers gekyk met watter mag en krag kan hy hierdie beweging van Jesus stop. Hy het eers gekyk met watter mag en krag kan hy die kerk stopsit. En die volgende oomblik word hy een van die grootste dryfkragte agter hierdie beweging. Hy word een van die grootste dryfkragte agter Jesus se kerk. Nou, hoe gebeur dit?
Wel, Paulus was 'n fariseer, baie slim man, baie geleerd in die Joodse skrifte, in die Ou Testament, en op 'n stadium het hy daai Damaskus oomblik, en hy ontmoet vir Jesus, en hy begin vir Jesus volg, en dit is toe hy begin het om hierdie skrifte anders te sien. Hy het besef, God het sy seun na hierdie wêreld toe gestuur, en dat hierdie geleerdheid van my, was maar net die manier hoe God ons voorberei het vir dit. God het alles voorberei, en dan skryf hy die volgende, en dit lei tot wat ons vandag gaan bespreek. Kyk wat sê hy. Hy sê, maar in die volheid van die tyd. Met ander woorde, toe dit die regte tyd was, toe alles presies was soos wat God het wou gehad het, toe alles perfek voorberei was vir hom om iets besonders, iets op 'n spesifieke manier te kom doen, wat die onverdeelde aandag van die wêreld sou kry. Mense was op daai stadium geestelik honger. Die wêreld het een taal gedeel. Mense was aan mekaar verbind. Mense het vrede gehad. En dit was uiteindelik moontlik dat Abraham se nageslag 'n seën vir die wêreld kon wees. Mense het besef, ons kry nie aan die wet voldoen nie. Ons het iemand God genoeg nodig om die wet te kan vervul. Ons het iemand mens genoeg nodig om na ons toe te kan kom en iets fisies te doen om ons te verlos. So toe dit presies die regte tyd was, toe dinge presies was soos wat God het wou gehad het, in die volheid van tyd, kyk wat sê Paulus volgende, het God sy seun gestuur. So hier is die vraag waarmee ons vandag 'n bietjie gaan worstel, en dis die vraag, hoekom? Hoekom moes God iemand stuur? Hoekom moes God sy seun stuur? Hoekom God in 'n liggaam? Hoekom kon God nie net 'n boodskap stuur nie, of nog 'n boodskapper stuur nie? En dan as jy verder lees, word dit selfs meer ingewikkeld. Hy sê, hy is uit 'n vrou gebore onder die wet. Die volgende vraag is, nie net hoekom God in 'n liggaam nie, maar hoekom God as 'n baba? Hoekom wil God aan hierdie wêreld verskyn op die manier wat ek en jy aan hierdie wêreld verskyn het? Hoekom wil hy een van ons wees? Hy kom nie as die wet nie, hy kom onder die wet. So hy daag nie net op en sê, nou dat ek die is, nou is alles anders nie. Hy is ook onderworpe aan die wet. En Paulus se reaksie hierop is, nou verstaan ek wat al die tyd aan die gebeur was. Nou verstaan ek, toe die tyd reg was, het God sy seun gestuur, gebore uit 'n vrou, gebore uit die wet, onder die wet, met 'n spesifieke plan. So hoekom het God vir Jesus gestuur? Hoekom het God Kersfees nodig gehad? Om te doen wat wette en regulasies nie kon doen nie. Om te doen wat regters en profete nie kon doen nie. Om te doen wat ballingskap en straf nie kon doen nie. Om selfs te doen wat die heilige skrifte nie kon doen nie. God was gereed om iets persoonliks te kom doen. 'n boodskap of 'n boodskapper sou dit nie reg gekry het nie. 'n boodskap en boodskappers was daar om die wêreld voor te berei vir God om iets persoonliks te kom doen. So persoonlik dat hy 'n persoon moes stuur. En om dit te doen, het hy Kersfees nodig gehad. So hoekom moes God iemand stuur? Paulus gee vir ons die antwoord hierop. Hy sê, sodat hy hulle wat onder die wet is kan vrykoop, ja, sodat ons tot kinders aangeneem kan word. So God wou individuele mense in 'n verhouding met homself bring. En so was Kersfees net die eerste stap om al hierdie hindernisse, al hierdie grense te verwyder om verhouding te kan moontlik maak. Dit moes persoonlik wees. God moes in persoon kom. Hoekom? Want hoe sou ek en jy geweet het waar ons met God staan as hy nie self by ons kom staan het nie?
Nog 'n boodskap sou dit nie reg kry nie. Nog 'n brief sou dit nie reg kry nie. Nog 'n profeet sou dit nie reg kry nie. Nog 'n wonderwerk sou dit nie reg kry nie. God moes iets persoonlik kom doen, want jy sal met my saamstem, dade sê meer as woorde. Dit moes 'n demonstrasie op planeet Aarde wees wat opgeteken kan word in die geskiedenis en duisende jare later vir ons kan bewus maak daarvan. Miskien as jy dalk 'n skeptikus is, miskien as jy dalk nie 'n Christen is nie, miskien het jy hierdie idee dalk al lankal van die hand gewys. Miskien dink jy aan hierdie verhaal aan niks meer as net 'n sprokie nie. Ek wil vir jou vra, moenie die invloed wat Kersfees op die geskiedenis het, misloop nie. 4000 jaar gelede het God gesê dat hy iets deur Abraham se nageslag gaan doen. 2000 jaar daarna word Jesus Christus gebore en 2000 jaar daarna, hier sit ons en ons vertel nog steeds vir mekaar daarvan. En dis nie asof daar niks in die afgelope 2000 jaar gebeur het nie. Daar het baie goed in die afgelope 2000 jaar gebeur. Baie goed wat se name en datums ons nie eens ken of kan onthou nie. Maar die geboorte van 'n Joodse seun het 'n naam gekry wat 2000 jaar later nog bekend is. Toe die tyd perfek was en God geweet het hierdie oomblik gaan nie in die geskiedenis verlore gaan nie, het hy op 'n spesifieke manier iets persoonliks kom doen om die wêreld se aandag vas te vang. Hy het sy seun in hierdie wêreld ingestuur, gebore uit 'n vrou, om die wat onder die wet is te verlos en hulle aan te neem en deel te maak van sy familie. Nou iets soos dit kon nie anders as om gedokumenteer te word nie. So hoekom het God sy seun gestuur? God het sy seun gestuur om aan ons iets te bewys. En dit help vir my en vir jou om te weet en te verstaan hoekom die wêreld Kersfees nodig het. En hoekom God Kersfees nodig het. Kyk wat sê Paulus. God bewys. Is nie nog 'n boodskap nie. Die profete het dit aangedui. Die skrifte het dit voorspel. Maar hy kom doen self iets. Wat bewys hy? Egter sy liefde vir ons. Soos die vader wat vir 'n kind probeer verduidelik en help verstaan en oortuig, ek het jou lief. Ek gee om vir jou. Ek het jou beste belange op die hart. Hoe doen hy dit? Daarin dat hy vir ons aan die kruis gesterf het toe ons nog sondaars was. En dit is die betekenis van Kersfees. Kersfees het lank terug al begin voor die krib. Maar dit het nie gestop by die krib nie. Die krib het gebeur sodat die kruis kan gebeur. God het sy seun gestuur om vir my en vir jou aan 'n kruis te sterf. Nou dink bietjie hoe moeilik is dit vir my en vir jou om mense te vergewe. Miskien iemand wat ons oneerlik behandel het. Miskien is dit net vir ons moeilik om iemand te help wat ons sleg behandel het. Ons wil gewoonlik hê mense moet ons belangstelling en ons omgee en ons liefde moet hulle verdien. Ons verwag gewoonlik van mense om eers om verskoning te vra voordat ons doen. Ons is reg om liefde te gee as ons net eers liefde sal kry. Ons verwag van mense om ons vertroue te wen. So ons sal skaars 'n opoffering vir goeie mense maak, wat nou nog van vir slegte mense. So God kom doen iets wat vir ons baie moeilik is. God het sy liefde kom bewys aan mense wat dit glad nie verdien het nie. Mense wat hom geïgnoreer het. Mense wat teen hom gerebelleer het. Mense wat hom seer gemaak het. Ons is geneig om net goed te wees teenoor iemand wat ook teenoor ons goed is, maar God se liefde werk net anders. Hy kies om lief te hê nog voordat ons verander het. Hy kies om lief te hê nog voordat ons jammer gesê het en voordat ek en jy nog eers iets kon reg doen. En Paulus wat hieroor skryf, het ongeveer 5 jaar na die kruis het hy tot bekering gekom.
Ongeveer 15 jaar na die kruis het hy begin skryf. En intussen besef hy, al die pad terug, voor dit, toe ek nog 100% teen Jesus en sy beweging en sy kerk was, het hy vir my gesterf. En dit bring ons by ons ander vraag, want Jesus het vir ons iets kom bewys. Jesus het vir ons kom bewys hoe lief hy ons het. Hy het vir ons kom bewys dat hy vir ons is. En hy het vir ons kom bewys dat hy ons al lank reeds gekies het, voor ek en jy hom nog enigsins 'n kans gegee het. En daai vraag is, hoekom moes Jesus sterf? Hoekom deur hierdie intense lyding en vernedering en opoffering gaan? Hoekom kon hy nie net 'n aankondiging kom maak het en gesê het, julle, ek en die Vader, ek sal vir julle intree, julle almal is vergewe nie. Was sy wonderwerk geboorte en al die wonderwerke wat hy gedoen het en 'n lewe sonder sonde, was dit nie indrukwekkend genoeg? Was dit nie oortuigend genoeg dat ons hom kan glo en vertrou nie? Was dit nie genoeg om net 'n aankondiging te kom maak nie? Ongelukkig nie. En die rede daarvoor is, niemand sou hom geglo het nie. Hy het dit probeer. Niks van al die goed wat hy gedoen het die godsdienstige leiers se geloof enigsins gebou nie. Inteendeel, hulle het net aanhou kwaad word vir hom, en hulle wou net van hom ontslaa raak. En niks meer het hulle meer woedend gemaak as wanneer hy wel 'n aankondiging gemaak het nie. Partykeer het hy vir mense gesê, jou sondes is vergewe. En dan het hulle vir hom en vir mekaar gesê, wie dink jy is jy, dat jy sondes kan vergewe? Jy is net soos ons, gebore uit 'n vrou, gebore onder die wet. Jy kan ook maar net iemand vergewe wat teenoor jou verkeerd gedoen het, net soos ons almal. Jy kan nie namens 2 mense intree en namens hulle mekaar vergewe nie. Wat nou nog van iemand wat teenoor God verkeerd gedoen het? Wie dink jy is jy dat jy daai sondes kan vergewe? So niemand sou hom geglo het nie. Al het hy dit gesê, al het hy hierdie aankondiging gemaak. En daarom het hy nodig gehad om iets persoonlik te doen. Mense moes dit sien, mense moes dit ervaar, sodat hulle hom kan glo en dat hulle dit kan dokumenteer en dat hulle dit kan vertel. Nog 'n rede hoekom Jesus deur geboorte en deur lewe en deur sterf moes gaan net soos ons, is omdat God die bron van lewe is. Hy is die rede waarom mense lewe. Maar die mens was ondankbaar teenoor die bron van lewe. Die mens was ongehoorsaam teenoor die bron van lewe. En dit het die lewe vir almal van ons vervalle gemaak. So Jesus se dood wys ons ondankbaarheid, maar dit wys ook die grootheid van God se liefde. Na Jesus se opstanding het sy volgelinge Jerusalem toe gegaan om met sy moordenaars te gaan praat, en dan sê hulle vir hulle die volgende: Julle het hierdie heilige en opregte man verwerp en eerder geëis dat 'n moordenaar vir julle vrygelaat word. Julle het die bron van lewe doodgemaak, maar God het hom uit die dood opgewek, want hy is die bron van lewe. Van hom is ons getuies. So julle het die bron van lewe doodgemaak, en hy wat die bron van lewe is, wat kan lewe gee, het sy seun uit die dood uit opgewek, en sy seun wat hy vir ons gestuur het, is ook die bron van lewe. Hy kan ook vir julle lewe gee, kan vir julle nuwe lewe gee. So ons wat getuies hiervan is, besef, ons skuld eintlik ons hele lewe vir die bron van lewe. So Jesus het die dood, sy dood het die omvang van ons ongehoorsaamheid getoon. Sy dood het eintlik maar net verteenwoordig hoe ons rug op die Vader gedraai het, hoe ons onsself al verwyder het van hom wat die rede is vir ons lewe, hoe ons al goed in ons lewe toegelaat het om afstand tussen ons en hom te bring, en hoeveel keer ons al goed gekies het bo dit
wat hierdie liefdevolle Vader vir ons kies. Ons is soos die tiener en hy is soos die ouer, wat vir ons wil wys, ek wens jy kan verstaan hoe lief ek jou het, wens jy kan verstaan hoeveel ek vir jou omgee, wens jy kan verstaan dat ek die beste planne vir jou het, ek dra jou beste belange op my hart, maar ons is soos die tiener wat heeltemal die teenoorgestelde van dit wil hê. So Jesus se dood kom wys die omvang van ons aan dankbaarheid, maar gelukkig ook die omvang van sy liefde vir ons. En jy kan nie liefde bewys sonder opoffering nie. Liefde moet gewys word, om geken te word. So die vraag is, hoe bewys God, wat daarop aandring dat hy die wêreld lief het, hoe bewys hy sy liefde vir die wêreld op 'n persoonlike vlak? Die enigste manier is om 'n opoffering te maak waarvan ons sou bewus wees. Want jy kan nie liefde bewys sonder opoffering nie. En jy kan nie groot liefde bewys sonder 'n groot opoffering nie. Jy sal nooit weet hoeveel iemand vir jou omgee tot jy nie sien wat hulle bereid is om vir jou op te offer nie. God het sy groot liefde bewys deur 'n groot opoffering. Kom ons kyk weer wat Paulus gesê het, en ek gaan net so een vers terug, vers 7 en 8. Hy sê, 'n persoon sal kwaadlik bereid wees om vir 'n regverdige mens te sterf. Miskien sal iemand nog kans sien om vir 'n besonder goeie mens te sterf. Maar God bewys sy liefde vir ons daarin dat Christus vir ons gesterf het toe ons nog sondaars was. So God het Kersfees nodig gehad. Hoekom? God het Kersfees nodig gehad om sy liefde vir ons te bewys en te dokumenteer. Want hoe anders sou ons daarvan geweet het, hoe anders sou hy ons daarvan kon bewus maak. Jesus moes eers ons soort geboorte hê, hy moes selfs eers ons soort dood hê, sodat ons in 'n regte verhouding met die Vader kan kom. So God het sy seun gestuur, gebore uit 'n vrou, en daai vrou se verloofde Joodse timmerman, Josef, moes vir 'n oomblik by homself gedink het, as jy die verhaal ken, wat gaan ons hieraan maak? My verloofde is swanger, het ek nodig in ons konteks om veel meer as dit te sê? En as jy die storie ken, weet jy, Josef het allerhande maniere probeer om uit hierdie ding uit te kom, want wat gaan die mense dink? Maar net om hulle konteks te verstaan, verskyn daar 'n engel aan hom in 'n droom, wat vir hom die volgende sê, en hiermee maak ons klaar. Moenie huiwer om voort te gaan met jou huwelik met Maria nie, want Josef het 'n manier gesoek om hier uit te kom. Die kindjie wat sy dra, die rede hoekom sy swanger is verwek deur die Heilige Gees. Sy sal aan 'n seun geboorte gee. En jy moet hom Jesus noem, want hy sal sy volk van hulle sondes red. Dit alles het gebeur om die Here se boodskap deur die profeet te laat uitkom. Die maagd sal swanger word, dis die profeet se boodskap. Sy sal aan 'n seun geboorte gee en die mense sal hom Immanuel noem. So van 'n groot God daar buite na iets so persoonlik. Immanuel, God met ons. God kom bewys sy liefde vir ons en hy laat dit dokumenteer, want hy het geweet 2000 jaar van nou af vorentoe, 2025, gaan daar nog steeds mense wees wat sukkel om dit te glo. So ek en jy het nodig om die groter storie te ken. Ek en jy het nodig om te weet dat dit uiteindelik oor ons gaan. En soos elkeen van ons op ons eie tyd hierdie waarheid aanvaar, twyfel ons al hoe minder aan sy liefde vir ons. Twyfel al hoe minder dat hy beter weet. Twyfel al hoe minder dat hy elke een van ons se beste belange op die hart het. Net soos Paulus sê, of jy al gered is of nog nie gered is nie. Hy het deur dit al lank voor die tyd vir jou ook gegaan. So is Kersfees regtig nodig? Ja, want die wêreld het Kersfees nodig gehad. Geen ekstra boodskap of boodskapper of wet of profeet
kon ons red en kon ons verhouding met die Vader herstel nie. Ons het 'n verlosser nodig gehad. God het ook Kersfees nodig gehad. Hy moes op 'n persoonlike en besonderse manier sy liefde aan die wêreld kom bewys. 'n Liefde wat net deur 'n groot opoffering moontlik gemaak het dat ons dit kan glo. En soos dit blyk, het iemand anders ook Kersfees nodig gehad. Maar ons gesels volgende Sondag oor dit. Kom ek bid vir ons. Ons Vader wat in die hemel is, baie dankie vir die wonder van Kersfees. Dankie dat U in die volheid van die tyd, toe ons perfek voorberei was, U seun gestuur het. Gebore uit 'n vrou, gebore onder die wet, sodat ons vrygemaak kan word. Sodat ons as U kinders in U familie aangeneem kan word. En Here, vandag erken ons dat ons U liefde nie altyd verstaan nie. Net soos kinders twyfel ons soms aan U hart. Maar U het self gekom om vir ons te wys hoe U oor ons voel. Nie nog 'n boodskapper nie nog 'n boodskap nie. U het dit self kom bewys. Dankie dat U vir ons 'n persoon gestuur het. Dat dit so persoonlik was dat U 'n persoon gestuur het, Immanuel, God met ons. So Jesus, dankie dat U gekom het om te wys dat God vir ons is, lank voordat ons nog vir hom is. Dankie vir die kruis. Dankie vir die opoffering wat wys hoe groot U liefde vir ons werklik is. En help ons om daai liefde te glo, om daai liefde te ontvang, om daai liefde te leef. En Heilige Gees, herinner ons daagliks aan die waarheid dat ons nie weeskinders is nie, maar aangenome kinders van die Vader. Mag die verhaal van Kersfees nie net 'n tradisie wees nie, maar 'n lewende uitnodiging om U te glo en om U te vertrou. Om dankbaar te wees en om gehoorsaam te wees. So Here, vul ons harte met vrede, met vreugde en sekerheid, wat net U vir ons kan gee. Mag ons hierdie week leef as mense wat weet waar ons met God staan. Veilig, geliefd en deel van U familie. En ons bid dit als net in Jesus se naam. En ons almal sê, amen. Baie dankie vir elkeen wat verlede week vir ons 'n kaartjie van die boom afgehaal het, en ek wil jou weer uitnooi, daar's weer 'n paar kaartjies, daar's kinders en vrouens kaartjies, die pers kaartjies is vroue en die blou kaartjies is vir kinders, en jy kan hierdie jaar aan 'n kind se behoefte voldoen en sy Kersfees wens waarmaak, as jy miskien so 'n kaartjie vat en hom vir ons terug ingee by die kerkkantoor. So dankie dat jy hier was, dankie dat jy 'n persoon aanlyn gekyk het, geseënde week vir julle almal.